ook aan enige besoekers hier by ons. Welkom aan elkeen wat daarvan ter postmaag inskakel, en dan ook aan elkeen wat via klank of 'n beeldopname by ons diens inskakel. Net 'n paar afkondigings voor die tyd, of minstens die liefelede, en sal na die tyd die res van die afkondigings hanteer. Ons verwelkom vir oom Johan van Zyl. Hy is 'n lidmaat van Molteno gemeente wat nou by die Postma Oudehuis ingetrek het. So hy het staat nog kom, maar hy skakel by ons in van Alboa. Ons sê vir oom Johan baie welkom. Ons is dankbaar dat dit baie beter gaan met Teresa Marx, nadat sy die pasafgeer ontvang het. Ons bid vir haar die Here se seën en sorg ook toe in die tyd. Ons dink steeds aan die hele familie, ook met Abraham en Almarie, met hoe dat Abraham sy laaste chemotherapie die afgelope week ontvang het. Ons is ook dankbaar saam met oom Eddie van Wyk dat die eisters van sy voete afgehaal is en dat hy spoedig mag herstel. Ons dink ook aan al die boere wat brandskade gehad het die afgelope tyd. Ons is ook saam dankbaar vir die reën wat geval het. Ons sing vooraf lied 159, God is hier teenwoordig. Jy kan staan daarvoor en dan bly so staan om ons afhanklikheid van die Here uit te spreek en sy seën te ontvang. Daarna kan jy weer gaan sit. Kom ons sing. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal dan vir ons hulp kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid. Ontvang die Here se seën. Mag die liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees. Amen. Kan gerus die plek inneem. Stop. Ons gaan eers sing Psalm 118 en ek hou vir ons 'n vers uit die Psalm voor, waarna kan ons gaan sit om 'n gedeelte uit die katekismes te hoor vir ons belydenis. Hoor die lofpsalm. Loof die Here met lofgesange, o Israel, wees in God verbly. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Dis waarom ons hier saam is, om ons te verbly in die Here. Kom ons staan en dan sing ons die psalm en daarna kan ons weer gaan sit. Say
Ons kortliks kyk na 3 vrae en antwoorde in die katekismes, die Heidelbergse katekismes. Vir die van die wat dalk vreemd is, vir wie die boek dalk vreemd is. Dis 'n belydenisskrif waarin ons geloof vir ons geleer word. Deur die eeue is dit gebruik, sedert die reformatie, om kinders te leer wat die inhoud van ons geloof is. Want ons vandag in ons reeks oor die ek is uitsprake by die uitspraak stilstaan waar Jesus sê ek is die opstanding en die lewe. Kyk ons veral dan na die betekenis van Christus se opstanding en ons opstanding in die dood. Sondag 17, vraag en antwoord 45. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerk het deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Net op die woord nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Dan Sondag 22. Vraag, watter troos gee die opstanding van die liggaam vir jou? Dat nie alleen my siel na die lewe dadelik tot Christus se hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig, en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Vraag 58, watter troos skenk jy die artikel van die ewige lewe? Dit wat ons elke Sondag bely dat ons glo in die ewige lewe. Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'n Saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Kom ons antwoord op hierdie belydenis deur weer saam te sing, Psalm 107. Ons kan staan hier voor en daarna weer gaan sit om die Here se wet te hoor. Het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal nie een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige
hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarin, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, wees op 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons onthou dat ons Here ons leer, dat dit nie net gaan oor wat ons uiterlik doen nie, maar ook wat in ons harte aangaan. Dan besef ons dat ons baie vinnig val voor die gebooie. Daarom het ons ook die Here se genade nodig. Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is in mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal geleef. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is hy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te bou in goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Kom ons bid saam. Ons Vader, soos wat die reën ons harte rustig maak, 'n kalmte oor die aarde bring, so bring U 'n kalmte oor ons harte. Here, dit is vir ons goed om vanoggend hier voor U te wees, saam met mekaar voor U te wees. Vader, U maak ons harte weer oop vir U. Ons kan nie anders as om te erken dat ons ook dood was in ons sonde. En dat ons nog soveel keer die effek daarvan in ons lewens sien, die gevolge daarvan. Maar Vader, dat U ons uit genade gered het. Wanneer ons nou U woord oopmaak, wil U gee dat ons weer opnuut geraak word deur U goedheid. Here, wil U gee dat ons onder die indruk mag kom van die opstanding in die lewe. Dat ons dit sal verstaan. Dat dit ons nie sal laat kyk na ons lewens. Lei ons deur die Gees, o Vader. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons luister nou na die Here se woord. Kan saam met my blaai na Johannes 11. Dit is die derde laaste van Jesus se ek is uitsprake in Johannes. Volgende week het ons nog een woord, dan die week daarna is dit nagmaal. En dit bou eintlik mooi op na die nagmaalsdiens. Waar ons vandag weer nadink oor Christus as die opstanding in die lewe,
volgende week aan hom as die weg, die waarheid en die lewe, die enigste weg na God toe. En dan uiteindelik in die nagmaalsdiens waar hy sê ek is die ware wingerdstok. Kom ons lees Johannes 11 vers 1 tot 44. Net vooraf, hier is 4 tonele wat by mekaar hoort, wat ons saam lees. Jesus praat eers met sy disippels, dan praat hy met Martha en dan met Maria, en dan sien ons hoe dat hy vir Lazarus uit die dood opwek. 'n Man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, siek. En toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike maag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy eintlik nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. En eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê vir hom, Rabbi, nou die dag nog van Jode die stenig, en gaan nie weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie. As iemand in die dag loop, struikel hy nie omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy omdat hy nie die lig sien, nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Die disippels sê vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van sy dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook sodat ons saam met hom kan sterwe. En toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld om ons kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria geroep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was, maar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het hulle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. En dit was 'n rotsgraf, maar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg.
Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: Here, hy ryk al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar: Het ek nie vir jou gesê as jy glo sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het die klip weggerol. Jesus het opgekyk bo toe en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem: Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê vir die mense: Maak hom los dat hy kan huis toe gaan. Vers 25 en verder. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy ook. En elkeen wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy? Nou gerus die Bybel oop. Dis die een ding waarvan ons niks wil weet nie. Die een ding waarvan ons elke dag wil wegloop. Dis die een ding wat ons elke dag in die oë moet kyk. Dis die dood. Wat maak jy met die werklikheid van die dood? Aan die een kant kan ons die houding inneem dat ons die dood wil ignoreer. Dat ons dit wil sien as iets daar deur ver eendag in die toekoms, waaroor ons nie te veel nadink nie. Of ons kan toelaat dat die dood ons gedagtes geheel en al in beslag neem. Dat iets word wat ons dryf in vrees. In die gedeelte wat ons pas gelees het, oor ons wat hoop Jesus Christus vir ons bied in die aangesig van die dood. Hoop vir 'n wêreld waar die dood so 'n werklikheid is. En ons hoor dit in hierdie woorde: Ek is die opstanding en die lewe. Kom ons kyk na hierdie uitspraak en wat dit beteken vir mense wat daarin glo, in Jesus Christus glo. Vers 25 is die woorde gehoor: Ek is die opstanding en die lewe. En Jesus sê dit vir Martha, die suster van Lazarus. Sy kom eers by hom terwyl hy op pad is na Betanië. En sy kom met 'n stikkende hart by hom. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hulle het boodskappers toe uitgestuur om hom te laat roep. Maar Jesus kom eers nadat hy oorlede is daaraan. Sy klim nog vas aan die hoop dat daar iets kan gebeur. En sy sê: Maar selfs nou weet ek dat God U sal verhoor, dat hy U alles gee wat U van hom vra. Dis 'n mengsel van seer en verwagting. Sy weet dat Jesus haar broer uit die dood sou kom opwek. Sy weet dat die Vader hom verhoor. Sy het dit gesien. Sy weet dat hy iemand is wat wonders doen. Jesus antwoord haar met die woorde: Jou broer sal opstaan uit die dood. En sy sê: Ek weet hy sal met die laaste opstanding, op die laaste dag uit die dood opstaan. En as hy so antwoord: Ek weet hy sal met die opstanding in die laaste dag uit die dood opstaan. Is hy besig om iets te bely wat die meeste van die Jode in daardie tyd geglo het. Buite die Sadduseërs wat nie geglo het in die opstanding uit die dood nie. Het die Jode geglo dat daar 'n opstanding uit die dood sal wees op die laaste dag. Die wat elke mens se liggaam en siel weer verenig sal word en die wat goed geleef het, tot God se eer geleef het, die ewige heerlikheid ingaan, en die wat sleg geleef het, die oordeel sal ontvang.
Maar sy verklap hiermee eintlik dat dit nog iets abstrakt en ver afgeraak is. Dis 'n werklikheid, maar dit gee nie werklike troos nie. Wat sy wil hê is dat haar broer nou moet opgewek word uit die dood. En die belydenis het ook nie noodwendig hoop nie, want en dit wat sy geglo het is die dood, sou sy steeds voor die regter moet staan en sou sy vermoorde word op grond van haar werk. Jesus antwoord haar met hierdie verstommende woorde: Ek is die opstanding en die lewe. Hy sê nie maar net dat hy die opstanding uit die dood veroorsaak of dat hy dit bring nie. Hy sê ek is die opstanding uit die dood en die lewe. Met ander woorde, die opstanding en die lewe is in hom opgesluit as persoon. Dis 'n persoonlike verlossing wat hy het. Soos ons in die vorige ek is uitsprake, niemand net gehoor het dat hy sê, ek gee die brood van die lewe nie, maar ek is die brood van die lewe. Of niemand net gesê, ek bring die lig vir die wêreld nie, maar ek is die lig vir die wêreld. So is hy die opstanding en die lewe. 'n Mens kan dit net 'n verhouding met hom hê. En omdat dit in hom as persoon opgesluit is, kan niemand dit van jou al wegvat as jy dit in hom het. Hy bied dit persoonlik. En ek kan sê dit ook vir ons vandag. Ek is die opstanding en die lewe. Dit is belangrik dat ons vir 'n oomblik stil staan by hierdie twee begrippe opstanding en lewe. Dat ons moet dit reg verstaan. Wat het Jesus in gedagte wanneer hy praat van die opstanding? As jy reeds iets daarvan gehoor het, die geloof wat Martha gehad het in die opstanding op die laaste dag. Die woord opstanding beteken hier letterlik fisiese opstanding uit die dood. Dat iemand wat dood was, wat opgehou lewe het, weer lewend word en die lewe ten volle het. Jezus het nie maar net 'n siel in gedagte asof ons sal opgewek word as 'n geestelike wese wat maar in die gees voortleef. Hy praat van ons liggame en ons siel, liggaam, siel en gees wat weer verenig sal word. Aan die einde van ons teksgedeelte kry ons 'n duidelike voorbeeld hiervan wanneer hy vir Lazarus uit die dood het opwek. Om die waarheid te sê is daar min beter verduidelikings van die opstanding uit die dood as hierdie gedeelte. Vers 33 tot 38 hoor ons dat Jesus na Lazarus se graf gaan. Ons lees van sy diepe liefde vir Lazarus en sy twee susters. Dat hy ook huil. In vers 39 hoor ons dat hy, wanneer hy by die graf kom, die opdrag gee, rol die klip weg. Martha wil nog keer, Here, hy ry al, want hy is al 4 dae in die graf. Maar Jesus gaan voort. Hy laat die klip wegrol. Hy kyk op. Hy bid. En dan roep hy met 'n harde stem uit: Lazarus, kom uit. En Lazarus kom uit. Hierdie man se liggaam het al begin ryk. Die dood het al sy tol begin eis. Hy's toegedraai in bande en doeke. Gebalsem vir die graf. 4 dae oorleef. Dis klaar en verby met hom. Maar wanneer Jesus hom roep, staan hy op in die dood. En wanneer hy daar uitstap, is alles weer reg. Die ontbinding is omgekeer. Sy liggaam herstel. Jesus sê vir hulle, haal die bande af sodat hy kan huis toe gaan. Ons lees in die volgende hoofstuk hoe dat Jesus by Martha en Maria en Lazarus gaan eet. Ten volle herstel in die lewe. Dit is duidelik waarvan Jesus praat as hy sê, ek is die opstanding. Hierdie is 'n vooruitwysing dat dit wat by die laaste dag gebeur. Jesus som dit eintlik op met die woorde, wie in my glo sal lewe al sterwe ook, of al het hy gesterwe. Met ander woorde, al kom 'n mens tot sterwe op hierdie aarde, ons sal ten volle leef.
mens 1 Korintiërs 15 lees en dit bytrek by die gedeelte, dan moet ons ook die verheerlikte liggaam raak sien wat hy vir ons sal gee. Dat wanneer hy ons opwek uit die dood eendag, ons liggaam sal hê, wat toegerus is om tot in die ewigheid by God te woon, om tot in alle ewigheid te geniet en te prys. Liggame wat nie meer agteruit kan gaan. Liggame wat nie meer kan sondig. Liggame wat nooit weer kan sterf. Dis die hoop wat hierdie uitspraak inhou. Ek is die opstanding en die lewe. Eenvoudig gestel, as ons aan hom glo, sal ons ook op die laaste dag uit ons graf te hoor, kom uit. En ons siel wat intussen by God was, sal verenig word met ons liggaam. Dit bring ons natuurlik by die tweede deel van hierdie frase, want Jesus sê nie maar net ek is die opstanding, hy sê ook ek is die lewe. Dis twee verskillende begrippe wat by mekaar hoort, maar wat verskillende inhoud het. As die opstanding en die dood dui op die opstanding wat ons wag by die wederkoms, moet ons fyn lees oor wat dit beteken dat Jesus sê ek is die lewe. Hy het iets spesifiek in gedagte. En hy som die betekenis hiervan op in vers 26. Kyk gerus na die eerste deel van vers 26. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Dit word hier so gestel dat as iemand glo, hulle as het ware nooit sal sterf nie. Hy praat hier van die ewige lewe. Maar ons moet mooi verstaan dat dit nie iets daardoor ver in die toekoms is. Dat dit iets is wat begin die oomblik wanneer die Heilige Gees die wedergeboorte in ons wil werk. Dis iets wat nou reeds 'n werklikheid in ons lewens word. Soos wat ons liggame eendag opgewek sal word, wek ons gees op uit die dood van die sonde. Johannes 5:24 hoor ons dat Jesus sê, dit verseker ek julle wie na my luister en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, heerlikheid. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds in die dood na die lewe oorgegaan. Jy verstaan? Die Heilige Gees kom werk hier die nuwe lewe deur die wedergeboorte in ons harte en dit begin onmiddellik. Natuurlik het ons nog nie die volheid daarvan soos wat dit in die ewigheid sal wees nie. Maar die saad daarvan ontkiem reeds in ons harte en begin groei. Soos wat ons elke dag sien hoe dat ons lewens op hierdie aarde korter en korter en korter word. Ons liggame swakker en swakker en swakker raak. So is hierdie nuwe lewe die omgekeerde daarvan. Dis 'n boom waarvan die wortels dieper en dieper die grond insteek en die takke wyer en wyer uitspring. So groei ons in die nuwe lewe. Dit is opvallend dat Johannes hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe geestelike lewe beskryf in sy evangelie met sekere vrug. Jesus sê, Johannes 13 vers 34, soos ek julle lief het, en julle mekaar ook lief het. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Die nuwe lewe word gekenmerk deurdat ons disippels van Christus is en dat ons sy liefde in ons begin dra. Dat sy genade begin vrug dra in ons hart. Die mooiste van alles is dat die geestelike lewe wat hy reeds in ons kom wek, beteken dat ons as het ware nooit die dood in die oë hoef te kyk nie. Al sou ons liggame sterf, is ons soos daardie misdadiger langs Jesus aan die kruis, is ons siele onmiddellik begroet die oomblik wanneer ons sterf. Verstaan nie waarom Jesus kon toelaat dat Lazarus sterf, waarom het so belangrik vir hom was dat hierdie mense die ware opstanding in die lewe by ons leer ken. En het jy ook opgeval dat, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dat daar vertel word hoe lief Jesus hulle het, maar dat hy tog toelaat dat Lazarus sterf. Het is belangriker dat ons die ewige lewe verstaan, as ons op hierdie aarde vir nog 'n dag leef. Nou Lazarus is opgewek uit die dood, maar hy het weer gesterf. Sy gees
onmiddellik by God. Ons verstaan nou hierdie uitspraak wat Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. En ons verstaan dat dit iets is wat ons net 'n verhouding met hom kan hê. Nou moet ons luister aan die oproep van die teks. In vers 26 hoor ons dat Jesus aan Martha vra, glo jy dit? Glo jy dit? En sy antwoord, ja Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld moes kom. Wat beteken dit? Dat sy so antwoord, ek glo. En haar antwoord is duidelik dat sy hiermee bely dat Christus die gesalfde van God is. Sy sê, U is die Christus, hy is koning wat heers oor lewe en dood. Dink maar aan sy laaste woorde in die gedeelte wat ons gelees het, dat hy sê, haal die bande van hom af, sodat hy huis toe kan gaan. Koninklike woorde, hy heers oor die dood. Sy bely, U is die Seun van God, ware God, ware mens. U is die een wat moes kom na die wêreld. Hy is die beloofde een wat al die beloftes van God waar maak. Geloof in hom is om dit met alles in ons te omhels. Ons sien die vrug daarvan onmiddellik en as sy terugkeer na haar suster Maria. Daar staan dat sy saggies met haar gepraat het. In liefde en deernis. Nie meer verskrik deur die hartseer in haar eie hart. Want sy het iets in Christus ontdek wat vir haar hoop gee. Broer en suster, in die aangesig van die dood wat so 'n werklikheid in ons lewens is, vra Christus hierdie selfde vraag vir ons. Glo jy dit? Hierdie geloof het ons onmiddellik deel mee. As jy vandag hier sit en worstel met geloof, of as die vrees vir die dood 'n verskrikking is, daar is tye waar gelowiges dit self so beleef. Kyk dan na hom wat die opstanding in die lewe is. Kyk na sy wonder. Kyk weer na Lazarus se opstanding in die dood. En dan ons verder aanlees in Johannes sien ons nog 'n graf. 'n Graf waar die klip ook weggerol is, Johannes 20. Wanneer Maria Magdalena die Sondagmôre vroeg na Jesus se kruisiging en sy dood by sy graf kom, is die klip weggerol. Sy gaan roep vir Petrus en Johannes, of die geliefde disipel. En hulle gaan binne die graf en hulle vind dat die graf leeg is. En wat sien hulle daar? Dit word in Johannes se Evangelie so beskryf dat die doeke opgerol is, een kant netjies neergesit. Hier het iemand opgestaan uit die dood, wat nie nodig gehad het, dat iemand moes uitroep, kom uit. Hier het iemand opgestaan uit die dood, wat nie nodig gehad het, dat mense die bande van sy liggaam moes afhaal. Hy het die opstanding in homself. Hy is die lewe. Dis waarom Christus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Amen. Kom ons bid. Vader, daar is nie 'n groter troos in hierdie lewe as die wete dat U vir ons die ewige lewe gee. Here, U weet hoe maklik ons vaskyk in ons alledaagse lewe op hierdie aarde en vergeet wat U vir ons bied. Vergeet dat die opstanding 'n werklikheid geword het. Maar Here, in ons bely dit. Ons bely dat ons maklik daarvan vergeet. Dat ons dikwels tevrede is met die lewe op hierdie aarde soos wat dit hier is. Here, maar wanneer ons hierdie woorde hoor, dan hinker ons. Dan hinker ons dan
ewige lewe. En Vader, ek tog gee dit is 'n werklikheid in ons harte vandag. Ons bid dat U dit deur die Gees 'n vaste werklikheid in ons lewens maak. Dat ons mag verstaan wat dit beteken dat ons die ewige lewe ontvang het en dat ons reeds oorgegaan het uit die dood. Here, wil ons help om so te leef as mense wat die ewige lewe het. As mense wat die opstanding en die dood sal ontvang. Wat die heerlikheid sal ingaan saam met U. Here, ons prys U vir die groot genade hier. Vader, ons wil graag mekaar opdra aan U. Ons vra dat U sal wees met elkeen wat deur swaar kry en hartseer gaan. Elkeen wat liggaamlike pyn of agteruitgang beleef. Ons dink aan elkeen wat hartseer in hulle hart het. Wat dalk aan depressie ly, of Here, mense wat worstel met verslawing. Here, wil U gee dat die lig hiervan sal deurbreek in ons hart. Soos die lig wat inskyn in 'n donker graf. Vader, ons dra ons land, ons dorp aan U op, ons gemeenskap. Wil U met ons wees in hierdie tyd waar dinge so in mekaar en onseker is. Ons bely ook vandag dat U beskik oor alles wat hier gebeur. Dat dit nie uit U hande geval het nie, maar dat U dit alles ten goeie laat meewerk vir ons. Hierdie dinge wat ons in die naam van Jesus Christus, die Christus, die Seun van God, wat hy in die wêreld is kom. Amen. Jy het nou geleentheid om liefdegawes te gee. Die liefdegawe onder die erediens is vir barmhartigheid en vir die Here vir die gods. Kom ons antwoord hierop. Ons sing Psalm 18, ek het U hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en my keerweer. Kom ons staan, sing dit en daarna ontvang ons die Here se seën. Yes.
Gaan in die Here se seën en gaan in sy vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons. Net 'n paar afkondigings. Hartlik geluk aan elkeen wat verjaar het die afgelope week en ook in die week wat kom. Jy kan die verjaarsdag daar in die Wesebos vind. Daar's ook 'n telefoonnommer by as jy dalk iemand 'n lei wil gee. Ons eredienste, volgende Sondag het ons voorbereidingssondag. Die week daarna is ons nagmaal. Die ouderlinge sal ook in die tyd huisbesoek doen. Ons katekisasie, die rede rondom die katekisasie is dat daar vandag van die katekisasieklasse wat afsluit, die kategete sou gereeld deur die katekisante en dat daar volgende week van die klasse afsluit. Dis die laaste les. Ons het maar so gereeld dat daar 2 geleenthede is om klaar te maak, omdat dit so die mekaar jaar was. Volgende week het ons 'n kort oorhandiging hier direk na die diens aan die katekisante, net om dankie te sê vir hulle werk hierdie jaar. So wees asseblief ook volgende week hier daarvoor. Dan herinner ons net ook aan die diakonisse vergadering volgende Sondag na die diens. Dan het my meisie ook net gevra dat hy vinnige afkondiging wil maak. Verder is dit al van die kerk se kant af. Baie dankie. Ek wil net vir die gemeente sê, Dominee Hannou se familie is hier en vir hulle sê baie dankie dat hulle hier saam met ons vandag is. En dan wil ek vir Hannou se ma Maritjie sê baie dankie vir die orgelspel. Dis vir ons baie lekker om weer iemand te hê wat orgel speel, julle kan gerus weer so maak. Baie dankie. Baie dankie, geseënde Sondag vir elkeen van julle.